En nou is dit tyd vir ons koerantbesprekings vanoggend saam met Tanya de Venter-Byker, vryskut en befaamde joernalis. Goeiemôre Tanya. Dankie Fransja, môre julle. Toe maar, jy's nie berig nie, jy's net befaamd. Gelukkig. Maar wie ook al berig is al die mense wat lyk my die Madlanga-kommissie getuig en nee. Dit is nogal 'n interessante ding. Ek moet vir jou sê, voor ek nou vertel van die storie, ek kyk vanoggend hierdie foto's so op Netwerk 24 van die 5 beskuldigdes wat in die hof verskyn gister en hulle 3 van hulle lyk werklik uitgevat en asof hulle vir 'n modevertoning opgedaag het. Absoluut, Spesifiek nee. nou Vusi Musikat Matlala Se vrou ook. Ja, nee. Tsakane Matlala. Oef. En Thabiseng Zama lyk baie spoggerig in hulle hofklere. So dit is nogals interessant, maar ja, dit is nou die getuienis wat ons aanhoor. Kyk, Vusi Musikat Matlala wat ook nou begin getuig. En een van die ander mense wat ook nou getuig het is Bethwel Cele, 'n veiligheidswag wat die aand wat hulle die aanval op Joe Sibanyoni gedoen het aan diens was. Hy's 'n sakeman en 'n taxibaas en hulle word daarvan beskuldig dat hulle probeer het om hom te vermoor in 2022. Hy het blykbaar na die aanval geweier om in 'n ambulans te klim want hy was so bang om in 'n ambulans te klim Sibanyoni, dat hy gaan wegkruip het. Dit is absoluut skrikwekkend dat daar konstant al hierdie getuienisse uitkom om nog meer te sien en ook hoe die advokate die mense uithaal en vasvat en sê maar jou getuienisse stem nie ooreen met dit wat jy hier sê nie. Die polisieverslae stem nie ooreen met die getuienisse nie. Daar's die koeldoppies gevind. Daar's byvoorbeeld nie 9 mil koeldoppies nie, waar die Cele gesê die veiligheidswag sê daar was 9 mil koeldoppies wat hy geskiet het. Daar was nie 9 mil koeldoppies nie. Klein goedjies wat hulle vind wat sê hierdie maak nie sin nie, dit strook nie. Tanya, ek verstaan net nie hoekom was hy bang om in die ambulans te klim, Sibanyoni? Was hy bang dit is dalk hulle hom ontvoer? Korrek, hy was bang dis nog 'n verdere aanval op sy lewe. My genade. Ja. Hierdie verhoor is natuurlik 'n parallel met die Madlanga-kommissie wil mense amper sê, want hierdie is 'n strafregtelike vervolging. Ja, jy's reg. Dis nie noodwendig die Madlanga-kommissie wat hierdie getuienis aanhoor nie. So dis interessant om te sien. Dis ook hoekom Vusi Musikat Matlala se prokureur gesê het hy vind dit onregverdig dat Vusi Musikat Matlala by die hof moet wees en dan nou ook nog by die Madlanga-kommissie. Maar dit gaan die realiteit wees. Ongelukkig vir hulle. Dis die realiteit. Mens moet maar verantwoording doen daar waar die staat en die regering vir jou sê. En kyk, Matlala se hofsaak het nou baie lank gevat voordat hy uiteindelik nou in die hof is. So. Ons sien uitsien om te kyk wat die resultaat daarvan is. Maar ons het al 'n rukkie gewonder oor rentekoerse en inflasie. Daar is nou, soos wat Letshego Kganyago sê, daar is nou nie meer 'n kans vir 'n verhoging nie of vir 'n verlaging nie. Ons gaan nog vir so 'n rukkie net lateraal beweeg. Dis nogals interessant. Ek dink dit was nie heeltemal verwag nie, maar hulle het gesê die rentekoers bly onveranderd op 7%. Hulle vergader nou eers weer in September om dit dan te herëvalueer. So die prima uitleenkoers bly dan nou op 10,5%. 4 van die lede was ten gunste daarvan, 2 het gestem dat dit met 25 basispunte verhoog moet word. Daar was gister of eintlik die week vooraf verskeie drukgroepe wat gesê het asseblief moenie, ons kan nie nog nie. So dit is nogal 'n interessante besluit en eers in September vergader hulle weer om nou weer te kyk wat gaan gebeur. Natuurlik inflasie die grootste dryfveer op hierdie stadium. Nou sê hulle verwag dat dit tot volgende jaar nog steeds op 4% sal wees. Ja. Baie analiste en finansiële kenners sê mense moet verwag dat dit dalk vir 'n jaar of 2 nog hoë vlakke van 4% sal wees. En ons die brandstofpryse, dit dra alles daarbey. Ons gaan dit bly maar ons gaan dit aan ons beursies voel. Die inflasie is maar hoog, ja. Dan 'n skokkende artikel wat Marula Media publiseer en dit is oor hoeveel mense daagliks met onwettige vuurwapens in Suid-Afrika vermoor word. Ja, dit is 'n baie interessante onderwerp veral as jy dink hoe die wettige vuurwapeneienaars sukkel om 'n lisensie te kry of te hernie of as jy nog nie het nie om een te kry. Nou 'n artikel op Marula Media wat sê byna 99% van die moorde wat in Suid-Afrika gepleeg is, word met ongelisensieerde vuurwapens gedoen. En hierdie inligting het hulle nou gekry uit parlementêre antwoorde wat die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, daarvoor die portefeuljekomitee van die parlement gegee het. Die amptelike statistiek is, daar was 41.297 moorde in tussen 2022 en 23 en 2025 en 26. So, ons praat hierso van amper 3 tot 4 jaar. Uit daai meer as 40.000 mense is slegs 393 vermoor met 'n wettige vuurwapen.
Mense moet ook sê dat mense sê doodgeskiet, want sommige van daai Ja, moet mense goed. ook in ag neem as selfverdediging. Absoluut. Want is gelisensieerde vuurwapens in gebruik in selfverdediging. Korrek. Ja. So Dit dis is 'n nie- baie belangrike feit om te onthou. Dis nie eens almal moorde nie. Dit Nee. kom daarop neer dat die mense wat wel dood is met onwettige vuurwapens kom op 28 Dit is- per dag. Dis skrikwekkend. Onwettige vuurwapens waar in dieselfde tydperk slegs 393 mense deur gelisensieerde wapens Ja. gedood is. So dit wys net oor wat ons almal sê, daar word konstant druk op wettige lisensiehouers, mense wat Presies. wettige Absoluut. eienaars van vuurwapens is wat Wat deur al die sukkel. brandende hoepels spring. Daar word konstant druk daarop hulle gelewer en hier is ook 'n uitlating van die Vryheidsfront Plus wat sê die polisie in 'n land hier ek haal aan 'n land waar misdadigers duidelik nie tekort het aan onwettige vuurwapens nie en nie huiwer om dit te gebruik nie, mag wetsgehoorsame burgers se vermoë om hulle self te verdedig nie verder ingekort word nie. Dit is korrek en die Vryheidsfront Plus sê ook hoeveel van hierdie wapens was Polisiewapens. Ja, polisiewapens gewees. En daar is Precies. heelwat van hulle wat polisiewapens was en hulle sê dit moet dringend uitgesorteer word. So die Vryheidsfront Plus wat sê hou op om jag te maak, as ek daai woord kan gebruik, op mense wat wettige lisensie wil hê, Ja, wanneer jy 'n lisensiehouers. probleem by die onwettiges het. Daar's 'n versekerde klemverskywing moet kom. Ek meen daar's 'n baie bekende Engelse sê ding wat sê if guns would be illegal, only the illegal would have guns. Ja. En dit is presies wat ons hierso sien. Sjoe, Tanya. Ons hoop hulle kan dit uitsorteer regtig waar want ek dink die ouens wat dan hulle self vuurwapens het om hulle self te beskerm word eintlik ontneem van daardie reg op 'n manier, Absoluut. nee. Ons moet praat oor Guyton McKenzie Ja. wat kyk ons het nou al een of twee keer ons monde uitgespoel oor 31 miljoen rand. Hy sê ek sal nie my mond hou nie en mense soos ons en die res van die publiek Ja. wat hom kritiseer daaroor verstaan nie wat hy moet doen nie. Pierre, so jy kan kies watter woord jy voor Guyton McKenzie, voor minister Guyton McKenzie wil gebruik. Jy kan sê befaamde beleerde berigte. Maar dat hy kontroversieel is 'n absolute feit. So hy het toe nou sy mond gaan uitspoel op sosiale media in 'n regstreekse uitsending en gesê mense, hy gaan nie sy mond hou nie. Hierdie geld was geregverdig vir die sokker wêreldbeker. Die 31 miljoen. Die 31 miljoen rand. Hy sê as jy dit gaan omruil in dollars, is dit ek dink eers dit is maar 1.5 miljoen Meksikaanse dollars of Amerikaanse dollars of wat ook al. 1,5 ja. Hy sê dat daar word kritiek gelewer oor die feit dat sy familie saamgegaan het. Hy sê sy familie is ryk genoeg om vir hulle self te betaal en al 12 wat saamgegaan het vir hulle self betaal. 4 is blykbaar nog steeds daar op vakansie. Dit bly vir my ongelooflik baie geld om uit te gee op 'n wêreldbeker reis. Hy sê toe verder, wel as jy dink hierdie is baie, ons gaan miljarde moet uitgee om die Formule 1 hier in Suid-Afrika te kry. Hy sê mense moet verstaan dat sy departementsbegroting 7 miljard is. Presies. En dat hy dit kan regverdig. Ek dink ons moet net vir die minister sê en ek weet nie of ek dit mag sê nie, maar hy moet besef 'n begroting is 'n begroting en nie 'n teiken nie. Want ek is bang hulle dink dis 'n teiken wat jy moet behaal. Ek dink die ander ding wat hulle ook gesê het, hy noem byvoorbeeld dat toe hy gesien het hoe duur dit gaan wees om in duur motors rond te reis, het hy besluit om huurmotors te gebruik. Hy sê ander ministers van ander lande het in sulke swart luukse motors gery. Hy sê die Meksikaanse regering het wel Mexiko vir hom 'n ampsmotor gegee vir veiligheid. So hulle is dierbaar, nee. Baie dierbaar. Ek sien wel die DA is van plan om 'n klag te lê teen En hy is ook nog sommer weer van plan om 'n klag teen die Teen hulle DA te- te lê. ja. So dit raak Ja. dit word Kyk, daar is tans 'n baie diep liefde tussen die DA en die PA. Of nie. Maar dit is 'n politieke verkiesingsjaar, Verseker. so hulle dit is maar politiek werk. Wel, iemand wat dan nou ook berig en bekend en befaam bly, is Piet Viljoen. Wat nou gister weer in die Hooggeregshof, nie in die Hooggeregshof nie, in die Hof in Pretoria opgedaag het vir sy borgtog verskyning. Die keer in 'n pak. Ons het hom heeltyd in sy wit sweetpak gesien. Sy verrigtinge, die vonnis, die borgtog uitslag, skuis tog die vonnis daarvoor word in Augustus verwag, so hy gaan nou nog 'n week of 4 in die tronk wees. Hulle het die staat het heelwat bewyse vir hom gegee wat aan hulle kant argumenteer hoekom hy nie moet borgtog kry nie.
Hy verkies 'n R200,000 borgtog en huisarrest totdat sy saak uiteindelik voorkom. Die staat sê nee, hy moet agter tralies bly. Die een van die redes wat hulle gee is dat hy 3 verskillende adresse opgegee het as sy vaste adres. 'n Adres in Pretoria, 'n adres in Brits en 'n adres in Kaapstad. En byvoorbeeld die adres in Pretoria is die huis in Woodlands wat al reeds 'n jaar terug verkoop is. En so is daar vele van die argumente wat gebruik word. So ek dink ek worstel die hele tyd in my kop met waarom sal ek dit in my nuuslys insluit of nie, maar dit is nuuswaardig. Ek meen, dit is so opspraakwekkende saak en ek dink as ons kyk na die hoeveelheid mense wat aan die ander kant van hulle saak is, wat geweldig baie geld verloor het as gevolg van waarvan hulle beskuldig word, dan bly dit 'n nuuswaardige storie. Absoluut. Met die parkie verkoop. Die volk wil weet, nee. Nie almal nie, maar goed. Nou maar goed, ons moet praat 'n bietjie oor elektriese busse, die MyCity busse in Kaapstad, elektriese roete, wat nou Kailicha onder andere sal bedien, die Kaapse vlakte roete. Elektriese busse. EV. Is dit EV? Ek dink dit is EV, want onthou electric vehicle. EV, soos EV. Ja. Maar hoekom spel hulle dit dan nou anders? Jy het nou gelees EV, né? EV, die stad Kaapstad se eerste volledige. Ek weet dit hierdie dis die verkeerdste ding. Die ding gaan vlakte toe. Ek gaan vir Tanya Heinz nou vra, hoe spreek 'n mens dit uit? Ek dink is EV, maar ek moet vir jou sê, jy al ooit so groot bus so sag oorloop. Jy hoor niks. Ek dink dit is niks. Luister, maar ons het nou nog nie al die feite gegee nie. So Marula Media berig die Kaapstad se eerste elektriese MyCity bus wat nou in gebruik geneem is. Jordan Hill Lewis wat daar was, hy was die eerste passasier, soos 'n koninklike betaam, was hy die eerste passasier op hierdie elektriese bus gewees. Hy sê dit sal hulle brandstofrekening ook bietjie meer stabiliseer. Dit sal waarskynlik, ja. Kyk, daar's mos tans in elk geval landwyd 'n groot vraag onder mense. Sal ek 'n EV kry of nie met die stygende diesel en petrolpryse? Ek sit net te wonder. Jy gaan die bus nie oor aankom nie. As jy nou 'n voetganger is, hoe weet jy die bus is op pad? Jy moet kyk. Nee, mens kan nie altyd oral kyk nie, die agterkop bo nie. Ek dink jy gaan nog steeds oor aankom. Tanya ry verskriklik sag. Het jy die video gesien? Fransja. Nee, jy kan my Frans noem. Nee. Nee, ek moet sê ek is gefassineerd deur die feit. Ek is nog nie oortuig dat EV die toekoms is jy 'n vasbuitertjie? Ek is nog 'n vasbuiter want dit is vir my 'n bietjie skrikwekkend om rond te ry op 'n lithium battery. Want daar's nog klomp EV's op pad, hoor. So die hele tyd jy ry op 50 liter se bom as jy 'n petrolkar ry. Wat maak jy? Hoekom is jy nie bang daarvoor nie? Ek is bang vir die bestraling van die lithium battery. Okay, ek dink ons gaan aan na die volgende storie. Ek dink miskien is ek so diep gekondisioneer om 'n dieselvoertuig te ry dat ek sukkel met die battery. Kan wees. Dit gaan baie beter vir die omgewing wees. Hoor hierso, maar mense is maar gekondisioneer in Turkye ook. Gepraat van 'n ry, In Turkye ook. Ja, as mense gekondisioneer. 'n Gouverneur wat afgedank is oor sy stywe fietsrybroekie. Ag, ek kry die man verskriklik. Het hy lithium battery onder Ek dink dit was 'n EV fiets gewees nie, 'n e-bike. Hy's bloot afgedank. Bloot, ja. Omdat hy bloot fiets gery het. So in sy fietsryklere. So daar word nou 'n petisie wat reeds duisende name het opgetrek om hom terug in sy pos te kry. Waar mense sê, hoekom diskrimineer julle nou teen die man in sy stywe fietsryklere? Hulle sê dat dit word nie 'n gouverneur is nie veronderstel om so in die strate te ry nie. Wat 'n belaglikheid is dit. Nee. Maar het ons nie soortgelyke geval gehad toe ons premier van die Wes-Kaap ook in die parlement opgedaag het in sy fietsrybroekie nie. Onthou julle vir Alan Winde wat opgedaag het in sy fietsrybroek in die parlement? Wel, hy is nie afgedank nie. Hy was nie afgedank nie, hy het dan 'n baadjie aangegaat. Ek sukkel self nog om oor die stywe broekie besigheid. Wil jy nie met die stywe broekie fietsry nie, of wil jy hom nie afdank nie, of Ek wil nie mense met stywe broekies moet in koffiekroë instap. En dan staan hulle tone so in die lug, klak, en dan kom hulle daar in. Dis nie al fiets nie buitekant, dan wil ek net sê luister, alles is buitekant. Ja. Nee. Gaan buitekant. Kyk, fietsry is vir 'n feit nie my gunsteling sport nie. Dis om aerodinamies te wees. Ja. Is dit. BNA jy moet as ek die BNA skeer dit my man het my mooi verduidelik is sodat as jy val dat jou hare nie
in die grond, dat dan die grond in jou wond gaan en ek weet nie wat alles nie. Maar ons het altyd op 'n paar goed om voor dankbaar te wees, Tanya, en dit Ja? is dat Piet Viljoen byvoorbeeld met sy fietsrypakkie In die hof opgedaag verskyn het nie, en en Gaitan hy's- McKenzie ook nie in Amerika rondgetoer het. Nee, die in fietsrypakkie. die syde rondgetoer het Ja, met sy hy het pakkie. teruggekom om te kom werk. Ja. Natuurlik. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ag julle op die Vrydag nooit mag dit 'n lekker naweek wees. Ja, Dankie. en mag jy gaan fietsry die naweek Ja, en dit dankie. geniet met 'n lithium battery. Ja. Tanya de Venter-Byker met ons koerantbesprekings vanoggend bly inskakel nog ontbyt hierna. Aluma Capital, altyd aan die groei.